Môre aan almal baie welkom by Pinkstersondag hier by Stellenberg gemeente. En mag jy vanoggend beleef daar waar jy by die huis is, dat God se genade, sy barmhartigheid en sy vrede op 'n besondere manier deur sy Gees vandag by jou is. Amen. Kyk asseblief aan die einde van ons erediens, daar is 'n paar baie belangrike afkondigings wat ons graag aan julle wil deurgee. Toe die Heilige Gees op Pinkstersondag uitgestort is in Jerusalem, lees ons in Handelinge 2 dat dit gelowiges baie diep getref het. Maar dat dit hulle gebring het by die vraag, wat moet ons nou doen? Wat nie 'n vraag is van ongeloof nie, maar juis 'n vraag wat God se Gees ons in die praktiese lewe altyd by uitbring. Wat moet ons volgende doen? Want God se Gees werk nie net generies net ver met 'n resep nie, dit werk in die besonder en dit help ons onderskei. En so het ons die verhale van die eerste gelowiges in hierdie Pinksterreeks saam gelees en saam met hulle die antieke paaie gestap, gelowiges in Jerusalem, die eerste gelowiges in Antiochië, Filippi en Rome. En by hulle almal gevind, en ook in 'n klomp ander gemeenskappe in die Nuwe Testament, dat hulle aan 'n geloof vasgehou het wat gegrond was in 'n paar baie eenvoudige beginsels. Wat uitkom uit Jesus se opstanding, die eerste beginsel. En ons hou daarin vas. Eerste beginsel. God is by ons in hierdie omstandighede. Onthou, hulle was baie realisties, dat Jesus vir hulle gesê het, onthou, julle gaan dit moeilik hê in julle tye. Moet daarom nie toelaat dat die omstandighede God vir julle diskwalifiseer. Dat God verskyn of verdwyn in die lig van omstandighede nie. 'n week terug het ons Psalm 129 gelees, toe ons Pinkster begin het. Here, U is by my. En daarom die eerste beginsel. God is altyd by ons, ongeag ons omstandighede. Die tweede beginsel was dat hulle begin agterkom het, God se Gees hulle lei om te onderskei. Dis nie noodwendig 'n kwessie dat dit net 'n eenmalige of 'n uitsonderlike gebeurtenis is, soos wat ons baie keer oor die Heilige Gees dink nie, dat ons tye beleef waar God se Gees naby is en ver is nie. Hulle het dit beleef in die eenvoudige prosesse van die lewe. Dis waar God se Gees is. En 'n derde ene. Waarna toe het dit vir hulle gelei? Ons sien by hulle het in die geloof vasgehou, dat dit nie net gaan oor spesifieke uitkomste waarop ons hoop nie, maar dat dit gaan oor uitkomste in ons lewe, in die opsig van, dat die God se Gees in ons vrug bring. En so het ons reis onderneem met die eerste gelowiges, en vandag bring ons reis ons hier by Stellenberg uit, waar ons sê, ons glo in die Heilige Gees. En ek wil graag met ons 'n paar uittreksels uit Romeine 8 deel, en ek wil vra dat julle dan later in julle stilte tyd sorgvuldig die hele hoofstuk kan gaan lees, maar 'n paar uittreksels net eers daaruit. Julle sal agterkom, mense praat van Romeine as Paulus se meesterstuk. Dit was 'n wonderlike brief gewees. En hy verskil tog ook van die ander briewe. Mens kan iets daarin sien. En ek het altyd gewonder hoekom mense dit sê, tot ek skielik begin besef het, maar hierdie brief was geskryf aan die einde van Paulus se lewe, na die einde van die kant van sy lewe toe. Toe hy al so 'n klomp diverse gemeentes besoek het, en soveel lewenservaring opgedoen het. En al hierdie diversiteit en lewenservaring vat hy dan saam in hierdie een wonderlike brief wat hy dan skryf. En ten spyte van die verskille, gee hy vir ons een gemeenskaplike ding. Hy sê, wat ek sien, oor waar ek gekom het, of dit nou by watter gemeente is, en om watter kultuur dit is, en watter omstandighede dit is, was hier een ding wat ek sien by gelowiges. En dit deel hy dan by ons met hierdie uittreksels. Nou, ons gaan dit vandag op 'n besondere manier doen. Ons gaan vandag ons teksgedeelte luister, terwyl ons ook na ons loflied luister, terwyl ons ook dink 'n bietjie oor die teks vir ons lewe, terwyl ons ook 'n gebed doen. So laat toe in die volgende 5 minute, ek gaan vir ons 'n uittreksel speel en julle gaan daarna luister. Laat toe dat die Here in hierdie paar momente juis met jou praat oor dit wat grondliggend is, dit wat agter daardie geloof is, wat sê ek glo.
Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons, met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Wat is nou as gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, op hierdie dag, Pinkstersondag, kom vir enige land in gebed. In 'n wêreld wat skielik deur 'n pandemie onder ons verander is. En waarvan almal van ons die gevolge op verskillende maniere beleef. Here, ons is mense wat bang is en wat bekommerd is. Ons mense wat siek is en wat honger is. Mense wat probeer sin maak, Here, van hoe gaan ek in hierdie wêreld oorleef? En die vraag, Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek nou maak? En almal van ons, Here, staan in hierdie tyd voor verskillende besluite wat skielik gemaak moet word. En ons verwag die ergste. Ons verwag dat dinge nie weer gaan wees soos wat dit was nie. En 'n gedeelte van ons, Here, wil graag teruggaan na hoe dit was. Maar in hierdie tyd, Here, het U al 'n pad met ons gestap. Alhoewel alles so gekompliseerd is, help ons, Here, om nie weg te vlug in die isolasie van ons eie ruimtes nie. En dat ons juis met ons godsdiens ook in hierdie tyd daarin onttrek nie, maar maak juis, Here, op Pinkstersondag ons oë oop. Soos die eerste gelowiges, Here, met geloof geleef het, dat U in alle tye by ons is. En dat U op 'n diep manier, selfs individueel met elkeen van ons spreek, soos Psalm 23, wat ons by waters bring, waar daar rus is, nie sodat ons sal rus nie, maar dat sodat ons mag lewe. Sodat ons die uitdagings, Here, wat in ons hart leef en wat ons vir ander mense bid, kan aangryp en kan omskep in nuwe lewensmoontlikhede. Here, dankie dat U juis ons lewens kom deurmekaar krap deur vir ons ander perspektiewe te kan gee, as dit wat ons gevestig in ons saamdra. Help ons om te ontdek wat ons werklik nodig het, Here. Bevry ons van ons selfgerigtheid. Help ons om werklik ook die mense om ons wat ons so vanselfsprekend gesien het, op 'n nuwe manier te kan sien en te kan omarm. Dankie, Here, dat U Gees nie 'n gedagte is nie, maar prakties is.
en deur die vrugte ons tot uitsonderlike lewens inspireer. En ons strewens is baie keer, Here, die hoë dinge in die lewe. Here, maar mag ons strewe tot vriendelikheid, nederigheid, goedhartigheid, getrouheid, selfbeheersing, Here, en daarin U Gees sien. En ons glo dat alhoewel ons U nie kan sien nie, en ons nie alles verstaan nie, U Gees ons daarin, stap vir stap, sal lei. Amen. So ons Pinksterreeks bring ons uiteindelik in 2020 uit en ons vra die vraag, wat moet ons nou hier doen? So in die afgelope week, terwyl ons saam met die vroeë gelowiges reis, het twee gedagtes by my opgekom. Juis oor dit wat grondliggend is van ons geloof en wat maak dat sê dat ons glo. Gedagtes wat my laat dink, die eerste ene was spesifiek gewees dat mense dikwels 'n godsdienstige stryd ervaar om God in hulle lede te kan vind en agter te kom waarmee is God besig. En dit kan maak dat ons in 'n sirkelgang in ons geloof en ons godsdiens beland waar ons die hele tyd soek op waar God is. Die eerste gelowiges se lewensreis het anders gelyk. Hulle het nie een of ander leerstukke gehad wat hulle verder kon leer oor die Heilige Gees, Bybelstudies daaroor gehad nie. Hulle verhale het die basis geword van waar ons leerstukke ontwikkel het en van waaruit ons Bybelstudies doen, maar ons moet altyd onthou dat grondliggend tot hierdie verhale was 'n praktyk gewees. So, voordat hierdie goed neergeskryf is, was dit werklike lewensverhale wat deel en wat getuienis lewer. En ons moet dit altyd onthou dat alhoewel ons besig is om God te probeer uitwerk in ons koppe, God in ons praktyk op 'n ongelooflike manier by ons is. En dat dit nie 'n kwessie is dat ons net God soek nie, maar ek dink dis die punt wat ek wil maak, dat die Heilige Gees ons kry. En dis wat die eerste gelowiges ervaar het, waar hulle ook al was, het hulle na God gesoek, maar God het hulle kom ontmoet. So die Heilige Gees moet nie vir ons iets onbekend wees nie. Die Heilige Gees help juis om die onbekende vir ons duidelik te kan maak. En daarom is dit onnodig dat daar soveel verwarring dikwels is oor die Heilige Gees, omdat dit so prakties is. God sal ons lei. Die tweede gedagte wat by my opgekom het, is dat dikwels wanneer ons aan die Heilige Gees dink, daar gepraat word oor 'n toekoms. Ons hoop vir iets, ons bid vir herlewing en bid vir verandering en verwag dat God se Gees ons waarskynlikheid op 'n beter plek gaan bring, 'n ander plek gaan bring. En weer eens in die sirkelgang beland, dat dit vir jou voel dat jy nooit by daardie plek uitkom nie. Ons verhale vertel vir ons, help vir ons om te herinner dat ons waarskynlik in Pinkster nie noodwendig net vorentoe moet kyk nie, maar Pinkster 'n goeie tyd is om te stop, na jou hede te kyk, maar na jou verlede te kyk en die baie belangrike ding te besef, God was nog nooit weg nie. Hy was ook in jou verlede gewees. Dis soos die prediker baie nugter na die lewe kyk en sê, wat was, sal weer wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. En hierdie verlede help vir ons met ons verwagting na die toekoms toe. Dit gee vir ons perspektief daaroor. Psalm 139. Here, ek verstaan nie, U teenwoordigheid is omvangryk, maar my hart kan iets daarvan beleef en ek laat myself daartoe toe. En dit is wat Paulus ons in hierdie Pinkster mee nalaat met Romeine 8. Dat jy in elke lewensomstandigheid, in elke moeilikheid, in elke uitdaging, in elke bekommernis, in elke vreugde, deur die liefde van Christus omring word. Wat grensloos is, eindloos is, wat vry is, en wat soos 'n oseaan oor jou spoel. Mag jy beleef dat dit vir jou krag gee, insig gee, inspireer, genees. So wat moet ons doen? Op die einde moet ons klomp individuele besluite neem wat ons self sal moet doen. Maar wat ons kan doen is, kom ons hou vas aan hierdie geloof.
Ek glo in God. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, 'n gemeenskap van mense tussen wie God my geplaas het. Ek glo in die opstanding van die vlees. Ek glo in 'n lewe, maar bo alles. Ek glo dat hierdie hede en hierdie toekoms ook God se hede en toekoms is. Kom ons stap dit in. Dit mag onbekend wees, maar dit bly nog deel van God se verhaal. Daar is geen beter manier om af te sluit as dat ons saam ons geloof bely nie. En dit is altyd so lekker om op te kan staan en mense om jou te kan hê en die stemme te kan hoor van mense wat sê ek glo. En ek wil hê daar waar jy in jou huis is en waar jy ook al na die uitsending luister, dat jy vanoggend hierdie woorde kan sê, maar deur die insetsel wat ek wil speel, dat jy dit ook vandag kan hoor, saam met die woorde van ander mense wat dit saam met jou bely. Kom ons bely ons geloof. Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, Die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here, Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees En 'n ewige lewe. Amen. 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 Wanneer ons aan die einde van ons gebede en die einde van ons dienste amen sê, weet ons dat die einde van die gebed is of die einde van die diens. Maar die woordjie amen beteken, dit is seker, dit is waar. Amen is nie 'n einde nie. Amen beteken, nou begin die lewe. En daarom, wees verseker dat die genade van ons Here Jesus Christus en dat die liefde van God en dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou is en altyd by jou sal bly. Amen. Ons wil almal net baie dankie sê wat in hierdie tyd saam met ons in hierdie Pinkster meegeleef het, so op 'n elektroniese manier. Dit was wonderlik om dit so saam met julle te kon gedoen het. En ek wil julle uitnooi weer, die wat in ons virtuele gesprek wil deelneem, ons Markplein gesprek, elke Sondag 4:00. My e-pos verskyn daar en julle kan 'n uitnodiging net stuur of stuur net vir my dit. Ek sal vir julle 'n uitnodiging stuur en dan kan julle deel wees van die aanlyn portaal. Dan die tweede baie belangrike afkondiging is dat ons julle net weer wil dankie sê vir almal se vrygewigheid en omgee, ook in hierdie tyd in ons gemeente. Weereens dankie vir julle kollektes en bydraes. 'n Klomp mense begin beweeg na 'n nuwe normaal toe en die nuwe normaal wat ook deel is van julle vrygewigheid en ons in staat stel om 'n klomp dinge in hierdie tyd kan doen. Ook op die skerm aan die einde sal daar besonderhede wees oor hoe julle nog steeds kan help en kan bydra. Dan, julle sou kennis geneem het van 'n onlangse afkondiging van die moontlikheid dat ons in vlak 3 weer dienste gaan hou. Vir eers net die volgende afkondigings. Vir die volgende 2 weke gaan ons nog steeds voortgaan met die aanlyn dienste. In die tyd wil ons net moontlikhede gaan verken. Dit is nie altyd 'n maklike proses nie en ons wil graag seker maak dat ons aan al die regulasies voldoen sodat mense op die einde veilig kan wees.
Hou dus die afkondigingsdop. Ons sal binnekort aan julle deurgee hoe mense sou kon werk met so 'n proses. Dan laastens, daar is 'n paar wonderlike geleenthede, uitreikgeleenthede en diensgeleenthede. 'n Projek wat onlangs geloods is met die naam van Projek Samaritaan, en daar sal skyfies vertoon word in hoe julle kan deelneem. Dit het te doen met eers voedselhulp, met entrepreneurskap, dit het te doen met 'n hulplyn wat ook so pas vrygestel is, en julle kan na die hulplyn kyk, en dit is net 'n vinnige manier waarop mense gehelp kan word. Die onmiddellike nood net nou, as julle kan help, sal dit baie kan help. Julle kan op die skyfies ook net kyk vir 'n kontakpersoon. Ons soek mense wat vrieskaste beskikbaar kan stel, vriesgeriewe. Bel maar net die kontakpersoon daar, en mense wat ons kan help met die skil van groentes. En ons sal dit baie waardeer as julle daarmee kan help. Baie dankie vir almal wat hierdie week by ons ingeskakel het. Ons sien weer volgende week.